Vandag wil ek na hiperbole kyk. Nou in graad 10 het jy geleer dat die standaardvorm van 'n hiperbool y is gelyk aan a op x plus q is. Ons het aanvanklik net begin met y is gelyk aan 'n getalletjie op x en dan het ons gesien dat hierdie a die vorm van die grafiek beïnvloed. As die getal 'n positiewe een was, dan het ons 'n grafiek in die derde en in die eerste kwadrante gekry, en as dit 'n negatiewe getal was, soos die -8, het ons in die tweede en die vierde kwadrant gewees. Daarna het ons gegaan en ons het iets gaan bytel of aftrek. En dit nou weer het die grafiek op of af beweeg. So as jy kyk na die 2 graad 10 voorbeelde wat ek hier het ek -2 bygetel en nou het die grafiek 2 eenhede afbeweeg. Hier het ek +4 bygetel en die grafiek het 4 eenhede opbeweeg. Nou ja, as ek sê beweeg, van waar af beweeg dit? Kom ons vee net hier skoon. Wat ons gesien het, dat as jy het y is gelyk aan a op x, dan en a is positief, dan lê die grafiek so met die x-as en die y-as as asymptote. 'n asymptoot is nou weer 'n lyn, sodat die funksie nader en nader daaraan beweeg, maar nooit op die lyn kom nie. So hy raak nooit aan die lyn nie. So ons het 'n asymptoot hier op die x-as gehad en ook 'n asymptoot op die y-as gehad. So as ons dan ons grafiek afbeweeg, dan beweeg die asymptoot wat op die x-as was 2 eenhede af. En as ons grafiek opbeweeg, dan beweeg die asymptoot wat op die x-as was 4 eenhede op. Goed, so in kort is dit wat ons in graad 10 geleer het. Julle kan gerus weer na die graad 10 video's gaan kyk, as jy nou nie heeltemal alles van die hiperbool onthou nie. Wat jy nog op my sketsie kan sien, buiten die asymptote nou, onthou dat daar ook 2 simmetrieasse is. Die simmetrieasse is altyd, gaan hulle albei deur die punt waar die asymptote kruis. So hier is die een asymptoot op die y-as, die ander een is die lyn y gelyk aan -2 en daar waar hulle kruis. En presies dieselfde hier. Al 2 die simmetrieasse gaan deur die punt waar die 2 asymptote kruis. My definisieversameling en my waardeversameling is ook 'n bietjie anders, want x mag nooit 0 wees nie en y mag nooit -2 wees nie, vir hierdie funksie spesifiek. Vir hierdie een, weer eens, x mag nooit 0 wees nie, want ek kan nie met 0 deel nie, en y mag nooit 4 wees nie. Goed, ek wil graag gaan kyk na horisontale skuwe. Nou, ons het dit reeds met 'n parabool gedoen, dis hoekom ek nou hier 2 parabole op die skerm het, sodat jy net weer kan sien. Vergelyk gou vir f met g. Dan sal jy sien die x is met 'n x -2 vervang. So kyk net daar, hier het ek 'n x kwadraat gehad en nou het ek 'n x -2 kwadraat gehad. Die een wat deur die rekenaar geteken is die swarte met ander woorde, is die grafiek van x kwadraat -1, en as ek x vervang met x -2, het die hele grafiek 2 eenhede regs beweeg. So, die grafiek skuif 2 eenhede
na regs. En hier het ek 'n soortgelyke een, weer eens, hier is my funksie f, dit is x² min 1, en dan het ek gegaan en ek het die x² vervang met x plus 1, en die hele grafiek het een eenheid na links geskuif. Jy kan kyk, daar is die draaipunt. Elke ding het een eenheid na links geskuif. So, as jy jou x met x plus 1 vervang, skuif jy jou grafiek een eenheid na links. Dit voel altyd verkeerd om, maar as jy iets by x stel, dan skuif hy na links. As jy iets van x aftrek, dan skuif hy na regs. Goed, dit was ter inleiding. Kom ons kyk nou na die hiperbole wat julle in graad 11 moet kan teken. Nou, hier kan jy sien dat ek is 'n nuwe standaardvorm. Vergelyk hom met die een van graad 10, wat net a op x was, plus q. En jy sal sien dat al wat verander het, is dat die x nou, die x hier, is nou 'n x minus p. So, x minus p skuif die grafiek na links of regs. So, daardie is 'n horisontale skuif. Horisontale skuif. Met ander woorde, links of regs. Nou net soos met die parabool, as jy kyk na die een wat ek as voorbeeld gaan doen, staan hier x plus 4, so dit beteken dit skuif 4 eenhede na links. Onthou, dit voel verkeerd om. My grafiek skuif 4 eenhede na links. En die min 1 hier, daarna het ons reeds in graad 10 gekyk, maar dit gaan omskuif 1 eenheid afwaarts. So, nou moet jy onthou, hoe het die basiese hiperbool gelyk, as ek net a op x het, dan was sy asymptote mos so. Maar nou wil ek alles skuif, ook die asymptote. Ek wil hierdie vertikale asymptoot 4 eenhede na links skuif. So, hy gaan nie hier wees waar ek hom nou op die y-as geteken het nie. Hy gaan 4 eenhede links wees. Ek wil graag die asymptoot uitvee. Hy lyk my, ek gaan maar so moet maak. So my nuwe asymptoot gaan wees by x is gelyk aan minus 4. Dit lyk my so ietsie. Nou onthou, dis 'n asymptoot, so ek wil dit 'n stippellyntjie hê. Daar is my nuwe asymptoot, dit is x is gelyk aan minus 4. En dan, as gevolg van die min 1, gaan my asymptoot, my horisontale asymptoot, nie meer op die x-as wees nie, maar 1 eenheid laer. So dit gaan wees hier by x is gelyk, by y is gelyk aan minus 1. En weer eens, dis 'n asymptoot. Jy moet altyd die asymptote aandui op jou grafiek, maar dis nie deel van die hiperbool nie. Goed, so daar het ek nou my asymptote. Nou wat gaan die vorm van my funksie wees? Die vorm word bepaal deur die waarde van a. Hier het ek 'n plus 2. Dit wil sê, as hierdie my asymptote is, dan gaan die grafiek so in die eerste en in die derde kwadrant tussen die asymptote lê. So as ek nou hier gaan, beteken dit hy gaan hier ergens lê, en dit lyk vir my of hy deur die y-as en die x-as gaan om hier te lê, en dan ook hier. Daarom gaan ek nou 'n x-afsnit en 'n y-afsnit uitwerk.
So, vir my x-afsnit, of kom ons begin met die y-afsnit wat eerste hier is. Vir die y-afsnit maak ek x gelyk aan 0. So dan is y gelyk aan 2 op 0 plus 4 minus 1. So 2 op 4 is 'n half minus 1 en dit gee dan vir my min 'n half. So hier by die y-as gaan hy deur min 'n half. Vir die x-afsnit maak ek nou weer y gelyk aan 0. Dan kry ek 0 is gelyk aan 2 op x plus 4 minus 1. En as ek die 1 oorvat, kry ek 2 op x plus 4 is gelyk aan 1. En nou gaan ek maar net vermenigvuldig met die x plus 4 om van die breuke ontslae te raak. Dan kry ek x plus 4 is gelyk aan 2 en dan is x gelyk aan min 2. So daar is my x-afsnit. So al wat oorbly is om die grafieke te verbind, of die punte te verbind. Nou onthou, jy beweeg na die asymptote toe, maar jy raak nie aan hulle nie. Goed, die ander kant van die grafiek gaan net so lyk hier, maar om net 'n beter vorm te hê, sal dit goed wees om 'n punt uit te werk, ten minste net 1 punt. Nou ja, as ek kyk na my vergelyking, 2 op x plus 4, as ek min 2 maak, ja, kom ons kyk, nee, dit sit hier, ek moet hierdie kant toe maak, wat as ek min 6 maak, kom ons maak maar min 6, as x gelyk aan min 6 is, dan is y gelyk aan 2 op min 6 plus 4 minus 1. Dit gee vir my 2 op minus 2, wat min 1 is, en min daai 1 is min 2. So hier by x is gelyk aan min 6, moet ek afgaan tot daar. So daar's 'n punt op die grafiek, en dan teken ek hom maar net so, dat hy symmetries aan die ander een lyk. Goed, dis nie baie akkurate tekeninge nie. Jy kan sien, ek het nie rarig soos 'n grid hier, dat ek punte presies kan teken nie, maar ek dink hierdie is goed genoeg, dis al wat jy nodig het. Ek wil gou die ander vrae beantwoord hieronder. Kom ons skuif net hierdie op, ons het daai klaar uitgewerk. Ek wil kyk, wat is die vertikale asymptoot, wat is die horisontale asymptoot, die definisieversameling en die waardeversameling en die simmetrieasse. Goed, vir die vertikale asymptoot is dit hierdie vertikale lyn wat 'n vergelyking het. X is gelyk aan minus 4. Vir die horisontale asymptoot het ek hom hier. Dit is x is y is gelyk aan min 1. Dis mos 'n horisontale lyn, so sy y-waardes gaan nie verander nie. Die definisieversameling gaan wees x is 'n element van R en x kan nie gelyk wees aan, nou ja, hier by x is gelyk aan min 4 het ek 'n asymptoot, dit beteken x gaan nooit gelyk aan min 4 wees nie. En die waardeversameling is my y-waardes, hulle is weer eens almal reële getalle, en y kan nie gelyk wees aan, kyk waar is my horisontale asymptoot, so die grafiek sal nooit daai waarde vir y bereik nie, en dit is by minus 1. Reg, nou nog net die simmetrieasse. Nou, ek gaan maar eers weer 'n bietjie skoon maak, sodat ek plek het. Daar sy, en ons gaan net praat oor die simmetrieasse nou, al hierdie dinge is klaar.
So, dis wat ons nou gaan doen, simmetrieasse. Nou onthou dat 'n hiperbool 2 simmetrieasse het. Eerstens kruis die twee, hulle al twee gaan deur daardie punt waar die twee asymptote sny. En dan het hulle elkeen 'n helling van 1 of -1. So die een sal so ietsie lyk en die ander een gaan ongeveer so iets lyk. Teken hulle nou nie baie akkuraat nie. Daar kruis hulle op die punt daar met 'n x-koördinaat van -4 en 'n y-koördinaat van -1. So hierdie simmetrieas het 'n positiewe helling en die helling is dan 1. So dit sal wees y is gelyk aan x plus c. Vir 'n reguit lyn y is gelyk aan mx plus c. En die ander simmetrieas gaan 'n negatiewe helling hê. So dit gaan wees y is gelyk aan minus x plus, ag en ek gaan nou maar net 'n k kies sodat ons kan onderskei tussen die twee. Hulle het nie dieselfde y afsnit nie. Jy kan sien hierdie een sin gaan positief wees, daai een sin gaan negatief wees. Nou kom ons begin maar met y is gelyk aan minus x plus k. Hoe gaan sy vergelyking lyk? Wel, al wat onbekend is die k, so altyd wanneer jy net een onbekende het, vervang jy 'n punt op die grafiek. En ons weet daai punt waar die twee simmetrieasse sny, is op die grafiek, so in die x se plek gaan ek -4 skryf en in die y se plek skryf ek -1. So dit gee vir my -4 mal min is +4 en dan vat ek dit soontoe, dan kry ek -5 is gelyk aan k. Daarom is daardie vergelyking y is gelyk aan -x -5. En ja, as jy so kyk, lyk dit ongeveer op die regte pad, nee. Nou vir die ander een. Daar het ons nou y is gelyk aan plus x plus c. So daardie simmetrieas gaan wees y is gelyk aan x plus c. En dieselfde punt, daar waar die twee asymptote mekaar sny, is op die grafiek. So dis die x-koördinaat, dis die y-koördinaat, so ek kry -1 is gelyk aan -4 plus c, en dan moet ek net die -4 daardie kant toe vat, deur 4 by te tel albei kante, so -1 plus 4 is 3 is gelyk aan c. Daarom is daardie vergelyking y is gelyk aan x plus 3. Daar's hy, dit is die hele eerste voorbeeld. Kom ons kyk na 'n tweede voorbeeld. Die tweede voorbeeld vra vir jou skets die grafiek van -9 op x minus 1 min 2. Nou eerstens gaan daai -9 vir my sê, as dit my asymptote is, dan moet die grafiek so lê. Nee, ons moet dit onthou. En nou waar gaan ek die asymptote kry? Die eerste asymptoot gaan wees wanneer daardie deeltjie daar gelyk aan 0 is. Met ander woorde, my grafiek gaan na regs beweeg, want ek trek 1 af, so x minus 1 is gelyk aan 0, beteken x is 1. So dit gaan my horisontale dit gaan my vertikale asymptoot wees. X is gelyk aan 1, ek sal hom nou 'n stippellyn maak, en dan die min 2 het nou weer beteken, ons beweeg dit af met 2 eenhede. So my asymptoot gaan nou nie meer op die x-as wees nie, hy gaan 2 eenhede laer wees, ongeveer daar. Daardie is die lyn y is gelyk aan min 2, en hierdie is die lyn x is gelyk aan 1. En hulle is asymptote, so ek moet hulle stippellyne maak.
Goed, ek dink dis maar goed genoeg. So, jy kan natuurlik met jou liniaal stippellyne van die begin af teken. Dit is nie so maklik op die bord nie. So, ek gaan hulle so teken. Nou kan ek my vorm in gedagte hou. Ek kan sien dat die grafiek hier gaan lê en hier gaan lê. Want so tussen die asymptote lê dit in die tweede en die vierde kwadrant. So daar en daar. En ek kan sien dat ek hier weer 'n X en 'n Y afsnit gaan kry, want onthou ek moet nader en nader na daardie stippellyn toe gaan, so ek gaan deur die Y-as beweeg, en net so moet ek nader en nader aan hierdie stippellyn gaan, so ek gaan ook deur die X-as beweeg. So, kom ons werk gou-gou uit. Die Y-afsnit beteken X is gelyk aan 0, so my Y is dan gelyk aan minus 9 gedeel deur 0 minus 1 min 2, so dit gee vir my plus 9 minus 2 wat 7 is. So my grafiek gaan by 7 deur die Y-as gaan. My X-afsnit, of wil hom net opbeweeg, laat ons 'n bietjie plek spaar. My X-afsnit is waar Y gelyk aan 0 is. So dan kry ek 0 is gelyk aan minus 9 op X minus 1 minus 2. Altyd die maklikste om minus 2 ander kant toe te kry, dan kry jy 2 is gelyk aan minus 9 op X minus 1, en dan gaan ek met die hele X minus 1 vermenigvuldig, so 2 maal met X minus 1 is gelyk aan minus 9. Dit gee vir my 2X minus 2 is gelyk aan minus 9. Dan is 2X, kyk nou, ek sê minus 9, maar ek skryf 2. 2x minus 2, as ek daardie 2 in vermenigvuldig het, is gelyk aan minus 9. En nou, as ek hierdie minus 2 oorvat, dan word dit minus 9 plus 2 is minus 7. So x is minus 7 op 2, wat dieselfde is as minus 3 en 'n half. So, daar's 3, daar's 4, 3 en 'n half, lê net daar. En dan het ek my 2 punte, en ek kan hulle verbind. Ek moet naby aan die asymptoot kom, mooi gerond deurgaan en op pad na daardie asymptoot, maar ek raak nie aan die asymptoot nie. En net so gaan ek hierdie kant teken. Ja, sommer so, maar as jy hom meer akkuraat moet teken, gaan ek 'n punt uitwerk, net om 'n beter idee te kry. Omdat ek 'n 9 daar het, gaan ek kies x is gelyk aan 3, en dan kry ek eintlik sal x gelyk aan 4 beter werk, sien ek, want ek gaan 1 aftrek, so x is gelyk aan 4, dan is y gelyk aan minus 9 op 4 minus 1 minus 2. Goed, 4 minus 1 gee vir my 3. So minus 9 op 3 gee vir my min 3, en dan het ek nog min 2, dit gee vir my min 5. So as x 4 is y min 5, lyk my so ongeveer daar, gee my net so 'n idee hoe om die grafiek te teken. Weereens, ek mag nie aan die asymptoot raak nie, maar dit moet lyk of ek nader daaraan beweeg. Daar gaan my asymptoot 'n bietjie verder. Goed, dit is my grafiek van F. Nou ja, nou is dit net die laaste vraag wat oorbly. So, ek het baie plek nodig. Kom ons vee alles af. Ons is klaar met die X-afsnit, ons is klaar met die Y-afsnit, ons wil nou hierdie beantwoord. Die waardeverslag en die simmetrieasse. Goed, die vertikale asymptoot, daar's my vertikale lyn, so reguit afkom, dit is die lyn X is gelyk aan 1.
My horisontale asymptoot is hierdie horisontale lyn. Y is gelyk aan -2. My definisieversameling is altyd x is 'n element van R, maar ek weet nou dat x mag nie 1 wees nie, want ek het daar 'n asymptoot. My waardeversameling is y is 'n element van R en y is nie gelyk aan -2 nie, want ek het daar 'n asymptoot. Dan my 2 simmetrieasse. Nou ja, onthou daar's 2 simmetrieasse. Een gaan wees y is gelyk aan x plus ietsie en die ander een gaan wees y is gelyk aan min x plus iets. Nou, die simmetrieasse gaan altyd deur die punt waar die 2 asymptote sny. So die koördinate van daardie punt is 1 vir x en -2 vir y. Ag, en dan kan jy maar jou simmetrieasse 'n bietjie teken. Ek wil dit nie te veel teken nie. Ek weet hulle hellings is 1 en -1. So dit lyk ongeveer so. So, om dan hierdie vergelyking uit te werk, gaan ek nou net daardie punt wat op het lê, dit is die punt 1 -2 invervang, dit is x, dit is y, so -2 is gelyk aan 1 plus c, so c is gelyk aan -3, en dit gee vir my y is gelyk aan x -3. En as jy net so kyk na jou skets, dan maak dit baie sin oor tyd, dat ek weer 'n streep gaan trek. Ek wou net so maak, dit lyk of dit kan wees, y is gelyk aan x -3. Nou vir die ander een, helling is -1, dieselfde punt, die punt 1 -2 lê daarop. So -2 is gelyk aan -1 plus k, en as jy die -1 oorvat, dan kry ek -2 plus 1, so k is gelyk aan -1, so dit gee vir my y is gelyk aan -x -1. En ja, dit maak ook sin, dit is dalend, so die negatiewe helling is reg, en die y-afsnit is -1. Jy kan nie die y-afsnitte net gaan aflees van die grafiek deur hierdie te teken nie, jy moet hulle uitwerk. Is maar toevallig dat my grafieke so goed op skaal is, dat ek eintlik kan sien dat die y-afsnitte reg is.